Gloria, halleluja. Daar sê, kom ons begin maar. Verlede week het ek getuig, waar ek en Annetjie by hierdie kerk was, ons het uitgeloop, en in die loop van ons, het iemand iets in my hand gedruk, en so deur die loop het ek gesien, maar dit is geld, en ek het dit in my sak gedruk, en toe het ons daar buiten gekom, maar ek kon nie omkyk nie, dit was te veel mense het, dit is soos 'n drukgang van die mense wil net uitkom, en ek weet nie wie dit gedoen nie, so ek probeer kyk, maar ek kry nie die persoon nie, en toe ons buiten kom, toe sê ek vir kom ons gaan kar toe by die kar kom, toe haal ek die geld uit, en ek wys waar, en wow, toe wil sy weet waar kry ek het, en ek toe vir haar gesê, iemand het dit in my hand gedruk. So ja, en toe weet ons die Here het vir ons voorsien. Dit was die eerste groot geld wat ons gekry het, as ek praat van groot geld, die Here het die heeltyd ons gedra, en hy dra ons nog steeds, maar dit was die eerste keer wat ons 'n paar duisend rand gekry het, om dit so te sê. So ja, waar die Here vir ons elke dag gegee het, en nou het die Here vir ons so ver gaan, dat hy nou vir ons in oorvloed gegee het. En nou wat gebeur is, ons weet, en nou ry ons op pad huis toe, en Annetjie sê, ag, kom ons ry sommer gou by Pick n Pay in, en ons koop gou 'n paar goedjies, wat sy nodig, maar toe ons daar so stop, toe sê ek vir haar, okay, eerste wat ons gaan doen is, om 'n rede, ek op die woord van die Here staan, tel ons die geld, en toe ek die geld tel, toe haal ek die 10de uit. Nou, die 10de is vir my baie belangrik, want alles wat God vir my gee, moet ek 'n 10de vir hom teruggee. So, en elke keer, om 'n rede, ek afhanklik is van God. Dis hoekom ek dit aan die Here gee, en daar is nie 'n ander manier nie, want as die Here nie vir my deurkom nie, is dit klaar praat met my. So, elke keer as ek 'n geldjie ontvang, haal ek eers die 10de uit, en ons sit dit aan kant, en dan met die ander kan ons doen wat die Here vir ons wys ons kan doen. En die Here wys vir ons kan gaan groceries koop, en ons koop die groceries, en Annetjie het lekker gekoop, sy het goed gekoop wat ons nooit vir 'n paar maande, of vir die tyd vandat ek die Here begin dien het, kon bekostig het, en ewe skielik het die Here dit moontlik gemaak, dat sy 'n hele paar goed kon gekry het, en laat ons genoeg het, en dit is God, en toe ons toe by die huis kom, en moet nou nie dink as ons die 10de uithaal, laat ons nou gaan wag eers vir, nee, toe ons by die huis kom, haal ek al die goed uit, en ek gaan sit dit in die kamer, nie om weg te steek nie, ek kan later kom by so gaan. Toe ons alles in die kamer het, toe sak ek en sy op ons knieë neer, met die 10de in ons hande, my hand so, en haar hand boop die geld hierso, dan haar hand boop, en ons bid, en ons sê, Here, ons bring vandag ons 10de aan U, en ons gee dit terug aan die Here, maar, en ons sê ook, Here, dankie vir al hierdie pakkies groceries, wat ons vandag gekoop het, en ons loof en ons prys en ons eer en verheerlik die Here, dit gaan net al te lekker in die gebed, en ons, die lof kom die Here toe, vir dit wat hy gedoen het. Dit was bonatuurlik, dit was nie ons verwagting nie, dit was ver bokant ons verwagting, maar die Here seën ons. Nou ja, daai aand is nou verby, en nou begin ek getuig. Nou breek die nuwe dag aan. Dis 'n nuwe dag, dit was 'n maandag, dis 'n nuwe dag van 'n nuwe week, is nuwe uitdagings wat voor ons lê, en hierso is ek dan weer terug op die plek waar die Here vir my gesê het, ek moet wees om Bybels uit te gee, en maar, wag, voordat ek terug is hoek toe. Nou die oggend staan ek op, ekskuus, ek lees nou hierso, en die Here wys vir my, wow, ek is bietjie te vroeg. Nou die oggend, en hierdie is nou iets spesifieks, en ek wil hê almal moet mooi luister. God is 'n reël. Die Here is 'n werklikheid. Ek preek dit nie, ek sê vir jou.
daai oggend, voordat ek gery het, sit ek en ek drink koffie in die kamer. En ek maak 'n grap met Annetjie. Ek het nie, jy moet nou mooi luister, ek het nie gebid nie. Ek het met Annetjie gepraat. Sy het langs my gesit op die bed, op ons bed. Kyk, ons het op die vloer nog geslaap. Ons nog nie 'n bed gehad nie. So ons slaap nog op die vloer en sy sit hier by my en ek drink my koffie en ek sê vir haar, jy weet, en ek sê vir haar in 'n grap, sê ek vir haar, jong, jy weet, die Here moet my vandag 'n Bybel gee. 'n spesiale een. Luister nou, 'n spesiale een. Ek sê vir Annetjie, ek onthou ek nie gebid nie. Ek sê, en hy moet my 'n pen gee en 'n liniaal. Ek het nie gevra in die naam van Jesus nie. Ek het nie gebid nie en ek het met Annetjie gepraat. Julle moet net mooi luister. Ek gaan nou weer terugkom na hierdie toe. En Annetjie lag. Want sy weet, ek het nie gebid nie. Sy weet, ek was nie in gebed nie. Sy weet, ek het nie gevra in die naam van Jesus nie. En ek het vir haar dit genoem. En ek het dit net gesê. Maar, hoekom ek het gesê het, weet ek nie. Daar was geen manier nie. Dit was nie 'n begeerte van my nie, glad nie. En daarna groet ek en ek ry en ek toes ek nou op die plek waar ek moet wees en ek haal alles uit die kar uit, haal die tafels uit, haal die Bybels uit. Onthou ek ry elke dag met die tale Bybels as ek klaar is met die dag en daar's tale uit, dan sit ek weer in want ek het 35,000 Bybels gekry. So ek het meer as genoeg Bybels om weg te gee. En so vul ek maar elke dag dit op wat ek weggegee en want ons gee die Bybels weg, ons nooit dit verkoop nie, ons het dit weggegee. En en hier slaan ek nou weer alles op, die tafel is gereed, ek is gereed, my banner is teen die muur en ek is reg vir die dag en ek begin met 'n gebed, daar waar ek op die in die veld is by die watertoring daar in Kingfisher Avenue in Boksburg, dis 'n dubbelpad. En nadat ek gebid het, voel ek maar hierso is groot kalmte om my, groot vrede om my. Die Here se kalmte is hierso. En nou wat gebeur is, nou ek het aan die kant gestaan soos jy nou vir my kyk. Die karre kom van, hou my vinger dop, so verby my, waar die naaste aan my is. So hulle kom so voor my verby, daar ry hulle Elspark toe, hulle kom van Freeway Park af, en dan weer van Elspark af ry hulle weer met die dubbelpad weer terug Freeway Park toe. So dit het so die pad nou geloop het. Nou, as ek sê aan hierdie kant, dan bedoel ek hier waar ek staan. As ek vir jou so wys, dis aan die oorkant. Nou, aan die oorkant van die pad, daar so skuins oorkant my, was 'n hoek gewees. En daar het beginne 'n klompie manne sit. Nou, die manne wat daar sit, ek noem hulle dagloners. Dis hierdie ouens wat in jou tuine werk, jy tel hulle op die straat. Hulle sit so 'n klompie as jy stop, hardloop almal om 'n jobbie by jou te kry. En hulle sit daar, so nou die Heilige Gees maak my bewus van die manne. Nou moet jy mooi hoor. Hy maak my bewus van die manne. En ek sien, toe ek vir hulle kyk, ek sien hulle. Maar die Here het vir my gesê in die begin, ek gaan op een plek staan, hy gaan die manne vir my stuur uit die 4 windrigtings uit, of die vrouens vir my stuur uit die 4 windrigtings. So ek hoef nie agter hulle aan te hardloop nie, die Here gaan hulle stuur soos hy wil. Ek is nou hierso en ek is gereed, ek het hulle gesien en ek weet nie of ek gebid het of wat het ek gedoen of met die Here gepraat het met 'n moment nie, maar dit was net asof die Heilige Gees vir my sê, kyk, en toe ek so kyk, toe is daar een ou
wat opstaan en hy loop in die rigting na my toe. Ek kan sien, hy kom nou oor die pad geloop, maar hy moet skuins loop om na my toe te kom. So ek weet, die Here stuur nou een man. Maar die res van hulle bly sit. En ek los hom toe. En toe die man by my kom, toe is dit my voorreg, luister nou wat ek vir jou sê, toe is dit my voorreg om hom te vertel van Koning Jesus. Die woord wat mens geword het, wat verwerp is, wat vir ons as mens gelei het aan die kruis, wat al ons sondes op hom geneem het, en hy vir ons gekruisig is, en hy het nie 'n sonde gehad nie. En dit vir 'n sondaar. En al ons verkeerde dinge, al ons verkeerde gedagtes, en so het hy gesterf vir 'n sondaar, en so het hy gesterf vir my. En ek vertel hom verder dat Koning Jesus ook opgestaan het, en hy triomferend is oor die dood, want die krag is aan hom gegee, die mag is aan hom gegee, en hy het uit die dood uit opgestaan, en die graf is leeg, en die doeke lê. Halleluja, prys die Here, ek raak sommer opgewonde, net om daai liedjie, daar's mos 'n liedjie wat sê, die graf is leeg en die doeke lê. Prys die Here, wat soek julle hierso? Koning Jesus het opgestaan. So ja, kom ons gaan maar net aan. En maar ek het soveel wat ek deel met hom. En jy weet, en soos wat ek deel met hom, staan hy stil vir 'n oomblik en hy sê vir my, wil ek hom nie help nie. En ek sê vir hom, okay, nou moet ek mooi versigtig wees, want wil hy hê ek moet hom klere gee, wil hy hê ek moet hom 'n job gee, wil hy hê ek moet hom geld gee, of wat se hulp soek hy? So ek antwoord hom nie. Ek los hom laat hy self praat, laat ek sien in wat sy rigting toe gaan. En hy sê vir my, die man, hy wil Koning Jesus hê nou in sy lewe. Wow, wat 'n wonderlike vreugde as 'n man op straat vir jou sê, hy wil Jesus hê as sy verlosser, sy saligmaker. En dit is dan sulke tye wat ek so opgewonde raak. Ek kan nie wag om hom by die kruis uit te kry nie, want hy klag sê ja, en as hy gesê het ja, dan commit hy hom, en as hy hom commit, dan kom hy by die kruis, en ek noem dit vir die Here, hy het homself gecommit tot die Here, om te sê ja, ek wil Jesus nou in my lewe. En so met groot vreugde en groot liefde lei ek hom na die Here toe. En toe ek amen sê, nou moet jy mooi luister, is dit vir my 'n groot ervaring, en ek sê dit met groot liefde, dat ek mense sien, wanneer hulle regtig tot bekering gekom het, en hulle staan voor my, en ek het hulle gelei na die kruis toe, laat die trane oor hulle wange rol, oor, om te sê, ek was 'n sondaar, en ek is jammer, en die trane loop van jammerte, trane loop van berou, trane loop, en hierdie man preek basies hier voor my, en dan bly ek stil, dan los ek laat die gees van God met die man werk, want dan het hierdie man tot werklike bekering gekom. En in hierdie tyd wat ek so stil raak met hierdie man, hoor ek ook dat die Heilige Gees my sê, gee die man 'n Bybel. Die Here het nie my gesê, vra hom of hy 'n Bybel het. Die Here het gesê, gee vir hom 'n Bybel. En jy weet wat nou amazing is, onthou, ek werk vir die Here, en die Here is in beheer van daar waar ek werk. Hy's in beheer van my gebed. Hy's in beheer van wat ek met die man deel. Hy's in beheer wat ek daar doen. Hy's in beheer, totaal en al beheer van alles. En die Here sê vir my, gee vir hom 'n Bybel. En
ek kry so lank die Bybels, nou weet ek nou nie wat se taal nie, maar nou kry ek 'n klompie Bybels, so een van elke taal en ek staan nie so by hom. Nou wag ek net laat hy nou sy oomblikie met die Here klaar het. Ek jaag hulle glad nie aan nie. Ek kan nie vir jou sê hoe lank is dit nie. Dis partykeer 10 minute, 15 minute, dalk 'n halfuur, dalk 5 minute. Ek het nie 'n klou nie. Ek hou nie tyd nie. Ek hou en toe hy nou homself bymekaar kry, as ek dit so stel. Toe vra ek vir hom wat se taal. En hy sê toe vir my, hy soek 'n Suid-Tswana Bybel. Want was die Suid-Tswana was hierso by vereniging daardie wêreld. Hulle kom van daai kant af. So hy soek 'n Suid en ek gee toe vir hom 'n Suid-Tswana Bybel en ek gaan sit die res terug en ek kom terug en ek sê vir hom, luister hierso. Hierdie is nou jou Bybel. Nou moet jy weet, as God in beheer is en die Here sê vir my, ek moet dit doen. Jy weet, en binne my gebed het ek ook gevra dat die Here hom sal lei, sal behoed, sal bewaar, sal voorsien, selfs aan 'n werk, om elke dag te gaan werk, om vir hom te onderneem, dat hy vir sy vrou en sy kind kan voorsien, en laat God sy bron sal wees. En die man is so gelukkig. Hy sê vir my dankie, hy begroet my beleefd. Hy vat die Bybel, hy druk hom teen sy bors vas en hy loop weg. Maar wat amazing was, luister nou mooi. Toe hy eerste gesit het hy in die crowd gesit. Ek het niks gesê nie. Ek het niks gesê nie. Toe hy teruggeloop het, toe breek hy weg van die crowd af en hy gaan sit een kant en eentjie verder. Dit was nog vir my toevallig gewees, sal ek sê, maar ek het geweet, dit was God. Die Here het hom weggevat van daai manne af en die Here het hom geskei, soos die Bybel sê, hy sal die skape skei van die bokke. So die Here daai man geskei. En hy het eenkant gaan sit. En toe hy nou so eenkant sit, toe vat hy sy Bybel en hy lees. Maar nou hou ek hom dop van 'n kant af. En terwyl hy soos jubel en juig ek, want dis 'n siel wat tot bekering kom. Ek het oorwinning reeds oor die vyand. My dag het goed begin en ek jubel, ek juig, ek het vreugde, want my 'n siel is gered. Die engele jubel en juig. Hulle maar nou goed en jy. En hierso het hierdie man sy hart vir die Here gee en die Here sê vir my ek moet vir hom 'n Bybel gee. En toe ek vir hom die Bybel gee, toe gaan sit hy eenkant en hy begin hy Bybel lees. En ek jubel en ek juig en ek bid hierso en ek dans voor die Here en ek is op my knie en dan staan ek op en dan dans ek en dis party time vir my man. Ek geniet dit. Ek het altyd gesê dis party time. Nou het ek party. En ek juig want ek is ek weet in die engele weergalm die halleluja's oor daai siel wat tot bekering gekom het. So, maar ek loof, ek eer, ek verheerlik die almagtige God. Daar's aan die straat. Die mense dink seker, maar ek het nie 'n saak met die mense en ek het saak met niemand nie. Maar ek juig en ek is opgewonde en ek skree en ek verbly en ek gooi my hande in die lug. Ek is skaam vir die naam van die Here. Ek doen dit in Checkers ook. So ek voel vir Here. En want ek was die Here is nie skaam vir my nie. Ek is nie skaam vir hom nie. So en terwyl ek so opgewonde is en jubel en juig, het die Here nog 'n afspraak. Ek het die kar gesien aankom. Kyk nou, ek het vir jou gesê ek aan hierdie kant, die kar kom maar hier by my verby. En ek het die kar gesien en toe sien die kar breek, nie ver van my af nie. Kom ons sê 15 meter, maar hy het nie vinnig gery nie. En hy breek. En hy hou stil. 'n man klim uit.
Ek jubel en ek juig, ek gaan nog aan, ek het nog party hierso. En as hy nog wil join, dan het ons nog meer party. So, ek het al reeds oorwinning. My dag het so begin dat ek oorwinning het op die plek wat die Here vir my gee. En die vyand het reeds verloor. In my oggend, het die vyand al reeds verloor. En ek borrel. Mense en as ek dit doen, dan doen ek behoorlik. Ek sê skaam nie. Soos ek sê. En ek ken die man van geen kant af nie. Ek ken die kar van geen kant af nie. Ek weet nie wie hy is nie. Dis die eerste keer in my lewe wat ek die man sien. En die man kom en ek bly toe stil, want nou gaan ek hom kans gee om my te groet. Hy groet my en ek groet hom. En hy vra vir my, wat doen ek hier? En ek vertel vir hom hoe die Here my daar geplaas en hoe ek vir die Here werk daar en hoe ek vir die mense lei na die Here toe, hoe ek vir hulle Bybels ook gee en ek verduidelik vir hom alles en dat hulle by die kruis uitkom en ons jubel en ons juig. En die man staan vir my so en kyk en ek sien sy hande gaan in sy beursie, maar ek het niks gesê nie. Sy hand gaan in sy sak en hy haal sy beursie uit. En toe het sy beursie uithaal, toe haal hy nou geld uit en hy gee vir my. Maar onthou die vorige dag, dit was Sondag gewees, het die Here vir ons genoeg finansies gegee en laat ons petrol ingooi, groceries kon gekoop het. Ons het klaar reeds in oorvloed. En ek het die Here se 10de uitgehaal. En wat nou gebeur is, nou gee die man vir my ook geld. So die Here laat my spaarsame genoeg by mekaar maak, maar ek daarvan af haal ek ook van elke inkomste, soos die Bybel sê, moet ek 'n 10de uithaal. En kyk, as ek bly vir die Here uithaal en ek gee aan die Here, dan bly die Here weer volmaak. En soos wat die Here volmaak, haal ek maar weer uit. En as die Here weer volmaak, haal ek uit. En so, dit is die resep wat ek volg. En toe die man vir my die geld gee, druk ek dit in my sak, maar nou weet ek gaan later die 10de, ek sê dit nou nie vir hom nie. Maar hierso is nou wat nou interessant is. En die man draai om en hy loop na sy kar toe. En hy sê vir my ek moet saamloop. Nou toe ek saam met hom loop, maak hy sy bagasie bak oop. Nou as julle nie weet wat dit is nie, dis die boot. Okay. Dis aan die agterkant van die kar, nie aan die voorkant nie. Voorkant is waar die engine is. Okay, nie almal se engine sit voor nie. Okay, daar is karre wat agter. Okay, maar dis aan die agterkant. Hierdie kar sin was nou aan die agterkant. Kom ons bly net by daai een. Ons gaan nie by die ander karre nie. En in hierdie boot haal die man 'n Bybel uit. Onthou wat het ek vir Annetjie gesê in die oggend? Toe sy by my gesit het en ek het koffie gedrink. Ek het vir haar gesê, vandag moet die Here vir my 'n Bybel gee, 'n pen gee en 'n liniaal gee. Hier haal die man 'n Bybel uit. En hy sê vir my, hy wil dit vir my gee. Nou, okay. Ek gaan vir jou sê, so, ek gaan die Bybel vir jou beskryf. Die Bybel is 'n regte leeromhelsel. So hy's omring met 'n leer, okay? Okay. En hy wil dit vir my gee. Dit is my Bybel. Onthou, ek het 'n heeltyd by skoonma se Bybel geleer. Ek het nooit toe die Here vir my Bybels gegee het. Daar was Afrikaanse Bybels. Ek het nie 'n Bybel gevat vir myself en gesê dis nou myne. Nee, ek het nog steeds by skoonma se geleen. En nou hierso gee die Here vir my die word alles sy eerste Bybel uit die skatkamer, uit God se hand uit. Man, en prys die Here. Ja, blessed be the name of the Lord. Halleluja. En hy gee my die Bybel. En die man ry weg. Hy klim in sy kar en hy ry weg nadat hy my die Bybel gee. Ek het net gesê dankie en daar het hy gery. Ek ken hom van geen kant af, ek weet nie wie is hy nie, wat is hy nie. Maar ek het daai oggend net 'n grap gemaak. Wat ek gedoen het, agterna het ek besef, baie keer sit ons en praat,
luister nou wat ek vir jou sê. Dis ook dan op jou gesê jy moet luister. Baie keer sit ek, soos ek nou met Annetjie gepraat het. God is in ons geselskap, sonder dat ek en jy weet. Is die Here se teenwoordigheid in ons gesprek. Ek het nie gevra in die naam van Jesus nie. Ek het met Annetjie gepraat, ek het vir haar gesê vandag, en ek het 'n grap gemaak, ek het gesê, die Here moet my vandag 'n Bybel gee, 'n pen gee en 'n liniaal gee, en ek het dit daar gelos, vir my was dit, sy het nog gelag, want sy het geweet, ek het nie in die naam van Jesus gevra nie, so ek was nie ernstig daaroor nie, ek het dit net genoem, en die Here luister na ons gesprekke ook, dis wat ek vir jou wil sê, en die man ry weg, en ek gaan, en ek maak, hier is die Bybel, dis hoe die Bybel lyk, en ek maak die Bybel oop, soos ek hom vandag nog oop maak, en ek haal die pen uit, ek gaan net die Bybel gou neersit. En ek vat die pen en ek kyk so na hom. En op hierdie pen staan Lukas 1 vers 37. Niks is vir God onmoontlik. Onthou ek die gebid nie. Ek die Bybel gekry. Binne in die Bybel is die pen. Laat die Bybel. As jy so kyk, dis 'n goue liniaal, 'n stil liniaal. Op hom staan Psalm 27 vers 1. The Lord is my light and my salvation. Whom sal I fear? Vir wie sal ek vrees? En hier kry ek hierdie awesome Bybel, 'n regte leer omhelsel, regte leer. Julle kan sien, dis 'n ordentlike Bybel, groot Bybel. En binne-in, as ek hom so hou, daar's die pen, ja, daar's die pen, en daai plaatjie is die liniaal. Ek het dit tot vandag toe nog. En hier het ek nou my eie Bybel. My eie Bybel, my eie Bybel. 'n Bybel wat deur God aan my gegee is. Dis uit sy hemelkamer vir my gestuur. Hy het 'n engel gestuur om dit vir my te bring. En ek is nie spesiaal nie. Ek het met Annetjie gepraat. Die Here was in ons gesprek gewees sonder dat ek dit besef het. Ek het met haar gepraat. En ek het vir haar gesê die Here moet my 'n Bybel gee, 'n pen gee en 'n liniaal. Daar kry ek die Bybel toe ek hom oopmaak, die pen en die liniaal. Ja, dit het my awesome weggeslaan. Om te weet, baie keer sal ons sit en gesels, selfs ek en Louisa ook. En of ek sal met iemand praat, maar ons moet begin ag gee op ons woorde, want God is ook daar. Die Here is daar, hy het dit al hoeveel keer vir my bewys. Agterna het hy dit nog 'n hele paar keer vir my bewys. God is daar, ek het eers gebid nie, en ek het die Bybel gekry. En dit het die wind uit my sye geslaan. Daai dag het ek gejubel, ek het gejuig, trane gestort.
Ek was bly, ek was hartseer, ek was de mekaar. Maar ek het dit gedoen tot eer van die Here. En jy weet, en net te weet, ek het nie gebid nie, en ek hou dit aan sê, ek het nie gebid nie, en God het geantwoord. Dit was nie 'n begeerte nie. Ek het vir Annetjie dit net genoem. En God het voorsien. Dis groter as 'n wonderwerk. Vir my is dit, ek weet nie hoe om dit vir julle te beskryf, vir my, dit is groter as groot. Ek weet nie hoe om dit te sê nie, ek weet nie. My Bybel, my eie Bybel, die word aller sy eerste Bybel, uit God se skatkamer uit, en ek het dit ontvang op die straat, nie in 'n winkel nie, nie oor 'n counter nie waar ek het gekoop het nie, God het betaal daarvoor. Die Here het iemand gestuur om dit vir my te bring. Ons moet net besef, die Here luister ook na ons gesprekke. Dis ook 'n ding, dus ek hou dit aan noem, dat jy dit moet inval hierso in jou hart, en jy moet besef, wanneer jy met iemand praat, wanneer jy met jou man praat, wanneer jy met jou kinders praat, wanneer jy met jou vrou praat, God is teenwoordig. God is nie net daar, wanneer ek en jy voor hom sit, of op ons knieë sit, en ons bid. Hy is nie net 'n God, wat daar, hy soek jou aanbidding, yes, maar hy is nie net in gebed nie. Hy is in my lewe, 24 hours. Totaal en al, is die Here in my lewe. Dit is, wat ek vir jou sê. Die Here is nie net daar, wanneer jy bid nie, die Here is daar, saam met jou. Die heel dag, die hele aand, is die Here saam met jou. Hallo Marisa, goed en jy? Marisa Brand, yes, ekskuus Barnard, ekskuus man, yes, en die Here is daar, in ons daaglikse lewe, in ons werksomstandighede, die Here gaan saam met jou werk toe, die Here gaan saam met jou shopping center, die Here gaan saam met jou kuier, wanneer jy vir jou vriendinne gaan kuier, en wanneer hy tonge so losraak, ons moet versigtig wees, die Here is in ons midde, hy hoor, en hy sien alles, hy hoor wat ons praat. Ek sê vir julle, tot vandag toe het ek nog steeds my Bybel. Die Here het my agterna al baie Bybels gegee, vir my persoonlik. Die Here het laat ek al my Bybels koop, maar hierheen is deur God aan my gegee. Deur God, deur die Vader, deur Jesus, deur sy Gees, is dit aan my gegee, aan my as mens. Dit is een van my, ek weet die Bybel sê ons moenie skatte by mekaar maak, maar dit is vir my 'n skat hierdie Bybel wat die Here vir my gegee het. Want God is goed. Die Here is goed. Die Here se goedertierenheid is om ons al. Ons moet God se goedheid raak sien in ons lewe. En jy weet, selfs in die klein dingetjies, dan kan groot dinge ook gebeur. Selfs as wanneer die Here klein dingetjies stuur. Al stuur die Here iemand net om vir jou, ek gee jou net 'n voorbeeld, 'n checkersak te gee. Waardeer dit. Sê dankie vir daai persoon, maar sê ook dankie aan die Here. As jy in die winkel is, en jy staan by die broodrak byvoorbeeld, en iemand staan voor jou, en hy draai om en hy gee vir jou brood, sê dankie, maar sê ook dankie vir die Here, want dit is die Here wat dit vir jou aanpas. Jy weet, dit is die klein goedjies wat ons miskyk. Dit is God wat ook saam met ons is. As jy daar so by die shopping center gaan, dan sê ek, Here, laat ek net 'n goeie parking kry. En weet jy wat? Ek het nog nooit daar gekom waar daar nie 'n parkering was nie. Parkerings is die hele wêreld oop, maar daar's altyd 'n parkering naby die deur. Die Here gee my altyd die beste parkering.
Ek sê vir die Here dankie. Jy weet, net om te weet, God is goed. En vir hom dankie te sê vir sy goed, al die tyd, is baie belangrik. Dit is hoekom dit vir my belangrik is. Wanneer die Here soos die man vir my ook geld gee, en hy gee vir my die Bybel, is God se goedheid vir my. Dis God se geskenk, sy genade, sy barmhartigheid, soos die woord sê. My barmhartigheid is goed genoeg vir jou, is meer as genoeg vir jou. So, God is goed al die tyd, en ek en jy moet dit besef. Daai hele dag was daar nie 'n einde gewees om te jubel en te juig in die Here. Daar was nie 'n einde gewees, want, hoekom nie? Want, ek besef om God se goedheid te raak te sien, dan sien jy sy goedheid, sy guns, sy genade, wat hy vir die mense, sy barmhartigheid, sy liefde. En dan dis alof 'n mens dit net meer en meer en meer waardeer. Want daar's niemand soos die Here nie. God is almagtig, en God is net asemrowend, en hy's reël. En dit is wat hier gebeur, is presies wat hier gebeur. God is so reël, dat hy selfs in my gesprek was, en hy vir my die Bybel gegee het. En dan met dit wat die Here vir my gegee het, deurdat ek net dit van Annetjie genoem, is om te wys, dat hy met my is. Dat hy saam met my is. Dat sy goedheid is saam met my. Dat hy my bewus maak van sy goedertierenheid vir my, maar dat hy reël is. Daarom kan ek kan nie anders sê nie, want dit om 'n rede ek totaal en al afhanklik is van die Here. Totaal en al afhanklik is. Ek sê afhanklik van 'n mens, ek sê afhanklik dat 'n mens my voorsien. Ek sê afhanklik dat mense op my kos gee nie. Ek sê afhanklik dat mense my vir my enigiets doen nie. Ek is afhanklik van God om vir my kos te gee, om my aan te trek, om byvoorbeeld my selfoon te betaal, want ek sit hier met 'n kontrak, om my wifi te betaal. Want ek moet met jou praat. Ek moet onbeperkte toegang hê. Die Here moet dit vir my moontlik maak. En ek kan net afhanklik wees van al God se goedheid en guns. Ek het Sondag gewys. En ek sê skaam om dit te sê. Kerk is al leeg. Hier's nie een lidmaat nie. Nie een nie. Al meer as 'n jaar en ek bly staan. 17 jaar, nog nooit 'n salaris gekry nie. Ek lewe uit die genade uit God se hand uit. En elke dag is ek dankbaar. Elke dag het ek vreugde. Elke dag het ek opwinding. Elke dag kan ek die Here loof en prys. Elke dag. My vrou is bly oor die Here. My vrou is opgewonde. Ons kan net God, die Vader se genade, liefde, vrede, vreugde, goedheid, guns, barmhartigheid, alles in ons lewe ervaar. En as God, soos hier die Bybel vir ons gee, is dit 'n bewusmaking dat God reël is. Is dit 'n bewusmaking dat God hier saam met my is. Hier waar ek vanaand getuig, ek weet God Abba Vader is nie. Ek weet Jesus Christus is nie. Ek weet die Heilige Gees, alhoewel die Bybel sê hulle al drie is een. Weet ek, hy is hier. En daarom is ek bly. Daarom kan ek getuig van hom. Daarom is ek nie skaam om sy naam te noem. Daarom kan ek vir jou sê, dit is wat ek doen. Want waar jou hart is waar jou skat is. Dis wat die Bybel ons leer. En die Here God kry al die eer. En so het die Here in my lewe homself geopenbaar. Hy openbaar hom. Byvoorbeeld toe ek met Annetjie praat om vir my Bybel te gee. Ek het nie gebid nie. Dis wat ek die hele tyd vir jou sê. Ek het nie gevra in die naam van Jesus nie. Maar die Here het dit nog steeds gedoen.
Die Here het dit nog steeds gedoen. So beleef ek God se goedheid, God se guns, God se genade, God se barmhartigheid in my lewe. En as ek dit beleef, dan begin dit sigbaar raak. En wanneer dit sigbaar raak, dit is nou wanneer sulke dinge gebeur. Wanneer ek dit kan sien met my eie oë. Dis hoekom ek my bril dra, want ek kan my eie oë nie glo nie. Ja. Prys die Here. Want die Here is goed. My lewe. Luister wat ek vir jou sê. My lewe hang net af van God, die Vader, sy genade, sy barmhartigheid, sy goedertierenheid, sy vreugde, sy liefde, sy guns, dit alles. My lewe hang alles af daarvan. En as dit afhang daarvan, dan moet ek 'n verhouding met God hê. En jy weet, dit help nie, ons sê ons het 'n verhouding met die Here nie. Maar daar is geen verhouding nie. My verhouding is so, die Here soek 10%. Van my tiendes, luister nou, 10% 'n dag is 2 ure en 40 minute van jou, wat jy met die Here moet praat. En ek maak seker, baie keer gaan ek oor dit. Dis nie net bid nie. Dis nie vir 2 ure en 4. Jy kan jubel, jy kan juig, jy kan 'n liedjie sing, jy kan die Here loof en prys, jy kan Bybel lees, jy kan bid. Maar jy moet tyd hê vir die Here. En dit is waar my verhouding met die Here is daai tyd wat ek het met hom. Is daai oomblik wat en dan maak ek tyd vir hom in my verhouding. En ek hou nie tyd dop nie. Ek time hom nie. Nee. Dan hou ek my oë toe. Dan gee ek die Here tyd om met my ook te praat, want hy is my Vader. Hy kan vir my vers gee. Hy kan vir my visioen gee. Hy kan met my spreek. Hy kan doen net wat hy wil met my. Maar die Here antwoord my nie elke dag, as ek my oë toemaak, dan antwoord hy. Ek weet hy luister na my gebed. Baie dae is hy stil. Maandag gaan verby, dan is die Here stil. Maar op 'n dag dan kom die Here weer. Soos maandag, toe die Here sê ons moet saam bid. Ek en Louisa moet nou gaan saam bid. Al wat hy gesê het, nou, saam bid. That's it. Hy argumenteer nie met ons nie. Hy sê vir ons. En dan weet ons, omdat ons hier 'n verhouding het, God het gepraat. En wanneer God praat, dan sit Louisa haar selfoon neer, die mense kan maar bel, hulle kan doen wat hulle wil, hulle kan tantrums opgooi, ek het nie 'n saak nie. En as dit belangrik is, gaan hulle weer terugbel. En my foon bly, ek gaan op silence. Want God eerste. Nie die mens nie, God eerste. Nie oproepe nie. WhatsApps kan wag, Facebook kan wag, alles kan wag. God eerste. En dit is waar my verhouding is. God eerste. God eerste. En as ek God eerste stel in my lewe, dan gebeur al hierdie dinge. En dan besef ek wat die woord van die Here sê, dat God ons weinig minder gemaak het as die engele. Maar hy is vir ons mense. Hy is vir ons mense. En hy het ons ontsettend lief. Ons is onderstel om elke dag te wandel, elke dag te lewe, so in die Here, binne in sy teenwoordigheid, binne in sy liefde, binne in sy genade, binne in sy goedheid, binne in alles wat die Here vir ons gee, moet ons inleef. En dis wat ek geleer het. Amen. Ek gaan net tot hier getuig, want sal volgende week weer aangaan. En ja mense, hierdie is bonatuurlik. En jy weet, ons God is groot. Ons God is amazing. En as God dit vir my kan doen, kan hy dit vir jou doen. Maar waar jou hart is waar jou skat is. Prys die Here. Luister na hierdie song. Gloria, halleluja.
met hierdie hartklop. Wil ek dit voel, o Here. As U spreek, my God, help my om mooi te hoor. As ek trane stort, die Here voel dit. Ek verlang na U, om U dieper te ken. Net om U dieper te ken. Prys die Here. Dieper ken. Prys die Here. Prys die Here. Prys net die Here. Onthou die Bybel. Die Here is. Prys die Here. Prys die Here. Glory, hallelujah. O Here, om U dieper te ken. Prys die Here. Hallelujah. Prys die Here. Amen en amen en amen. Kom ons sluit net die oë. Ek wil net vir die Here dankie sê. Here Abba Vader, Koning Jesus, Heilige Gees, U wat teenwoordig is, U wat die almagtige God is. Here, vanaand het ek weer getuig van U goedertierenheid, U liefde, U barmhartigheid, U vreugde, U blydskap, Here. Here, ek sê dankie, Here, dat ek U op so 'n manier kan geleer ken het, maar dat ek dit vanaand kan deel met my broers en susters. Here, ek getuig daarvan. Ek getuig van alles wat U vir my gedoen het, hoe U my hier die Bybel gee, die pen, die liniaal, hoe U in ons gesprekke is, Here. Here Vader, en laat ons woorde
versigtig moet wees in ons woorde, Here. Here Vader, ek bid nou, Here, dat hierdie getuienis vir soveel mense sal bemoedig, dat hulle kan vashou, dat hulle geloof sal optel, dat hulle weer in U sal glo, dat hulle kan, Here, dat hulle kan uitsien na hulle verhouding, met hulle wandel met U, Here, soos wat ek elke dag uitsien, wanneer ek die Bybel lees, wanneer ek bid, wanneer ek U loof, wanneer ek U eer, wanneer ek U beheerlik, Here, laat ek weet, Here, ek het versekering wanneer ek bid, dat U altyd daar is. Dankie dat U 24 ure dag in ons lewens is, Here. Elke tree, nie net in gebed nie, maar elke moment, elke sekond. Of ons op 'n telefoon is, of ons in 'n gesprek is, of ons alleen is, Here, U is daar saam met ons. En Here, dankie dat U ons nooit sal begewe, nooit sal verlaat nie, tot in alle ewigheid. Dankie, Here, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret, deur die krag van die Heilige Gees, tot eer van God Abba Vader. Amen en amen en amen. Prys die Here. Onthou môre aand om 7:00 het ons praise and worship, waar ons die Here kan loof en prys en eer en bid. Kom wees deel daarvan. Bring jou man, bring jou vrou, bring jou vriendin, bring jou familie, nooi vriende, nooi kennisses en kom wees deel daarvan. Kom ons koop die tyd uit, kom ons wees opreg met die Here, kom ons wandel in sy weë, kom ons bring hom die lof, die eer en al die aanbidding van ons harte af. En ek nooi jou môre aan saam met ons om 7:00 deel te wees. Kom saam, ons doen dit weer soos laas week, man. Van my kant af gaan ek sê 'n geseënde, mooi, wonderlike aand. Wees geseënd, wees gegroet en weet die Here het jou lief. Prys die Here. Gloria, halleluja. Mag hy altyd by jou wees. Prys die Here. Mag sy vrede oor jou heers. Mag hy gee dit wat jy vra. En mag hy al jou sondes dra. Prys die Here. Mag jy vlekloos voor hom staan. Met sy bloed mooi oorgewas. Ek bid dat hy jou sal verdra. Prys die Here. Al wil jy soms 'n bietjie kla. Ek bid dat Jesus jou sal leer en lei. En by jou sal bly die liefde daar. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou oorwin laat gaan. Ek bid vir rus en vir vrede. Slaap jy rustig, want jy weet hy is daar. Prys die Here. Môre is 'n nuwe dag. En voel jy het nuwe krag. As jy voel jy kan nie meer, kyk net op en sien as daar is jou lief. Mag sy engele jou bewaar. En wees net rustig, hy is daar. Gloria, halleluja. Ek bid dat Jesus jou sal leer en lei. En by jou sal bly die liefde daar. En as jy weg moet gaan, dat Jesus jou oorwin laat gaan. Prys die Here. As jy voel jy kan nie meer, kyk net op en sien as daar is jou lief. Hy het jou lief. Mag sy
So wees jy net rustig en weet die Here is daar, maar kom tot in 'n regte verhouding met die Here. Hy het jou so lief. Mense, dit wat die Here vir my doen, kan hy doen vir jou. Hy sê hy's nie aannemer van persoon nie, maar as hy dit gedoen het vir Moses, sal hy dit doen vir my. Hou vas aan die Here, hou vas aan jou. Sit jou geloof in 'n lewendige God, 'n waardige God, 'n onbeskryflike, 'n God wat wil, kan en sal vir jou wees. Tot môre toe, wees geseën, wees gegroet, shalom julle, en dan van my kant af, 'n rustige aand verder, liefde en vrede. Bye bye julle, shalom.